Maar die anti-Christ-systeem funksioneer na die breking van die verbond. Verbond word gesluit, onthou nou die grafiek, 1230 dae, tyd van valsvrede. Die anti-Christ, hy is nie die anti-Christ wat in die tempel sit nie, hy is die paus, die vredemaker. Dan verander hy hom, wanneer hy die verbond verbreek, nie in die helfte van die week nie, 1230 dae, 41 maande, verbreek die verbond, die wederkoms vind plaas, die bruid word weggetrek, Parousia, aan die einde van Openbaring 3:22, die bruid is weggetrek in die hemel, die groot verdrukking begin, 1290 dae, plus 1335 dae, hierdie hele tydperk, 2625 dae. Dit is 7 jaar en 105 dae. 3,5 jaar, 105 dae, 3,5 jaar. 1260, 1260. Tyd en 'n halwe tyd, tyd en 'n halwe tyd. 42 maande, 42 maande. Met die 105 dae in die middelkant, wat die 1000 jaar vrederyk is. Het jy geweet dat die 1000 jaar vrederyk is nie op die aarde nie? Dit is in die hemel. Maar die kerke preek van die 1000 jaar aardse vrederyk. Terwyl daar Openbaring 20 vers 4, gaan lees net Openbaring 20 vers 4, ek dink dit dan nie goed. Openbaring 20 vers 4 sê Johannes, en ek het die hemel, hy sê, en ek het die trone gesien, en hulle het op die trone gesit. Wie is dit? Dis ons, dis die bruid wat weggetrek is, by Openbaring 3 vers 22, aan die einde van die genade tydperk, ingetrek in die hemel. Hy sê, en hulle het op die trone gesit, en aan hulle is die oordeel gegee. So wat is ons? Ons is deel van die finale jury in die hemel, wanneer Openbaring 20 vers 11 gaan aanbreek, by die wit troon oordeel. Hy sê, en ek het trone gesê, en hulle het op die trone gesit, en hulle is die oordeel gegee, die bruid, kom op punt. En ek het die siele gesien wat onthoof was, wat sy koppe afgesny was, die reg na die groot verdrukking. Hoekom? Omdat hulle die merk op die regterhand en voorkop nie wou vat nie. En hulle het onder die altaar van Jahwe gaan bly. Hulle het nie in die bruidskamer ingegaan nie. En nou sien Johannes hulle, hy sê, en hulle het in die hemel geregeer vir 1000 jaar lank. Omdat hulle die merk op hulle regterhand en voorkop nie geneem het nie. En die dier en sy beeld nie aanbid het nie. En hulle het herleef en as konings, hulle was nie konings nie, hulle het as konings geregeer vir 1000 jaar lang. Waar? Op die aarde? Nee, in die hemel. Johannes sien dan als in die hemel. Soos moet jy stupid nie, ons kan ons Afrikaans lees en verstaan. Hy is nie hulle gou afgestuur aarde toe nie. Hoekom? Want die aarde is versmelt. Daar is nie plek vir 1000 jaar aardse vrederyk op die aarde nie. Dis 'n kort tydjie van 105 dae wat daar vrede op die aarde gaan wees. Wat die anti-Christ mense dit nie eers gaan weet nie. Hoekom? Want hulle is reeds vir 3,5 jaar gemerk met die anti-Christ en hulle lewe hulle eie lewens. Die digitale sisteem. Nou gaan ek net terug en ek sê, hierdie is onwetend reeds deel van die digitale edifikasiesisteem. Ons is almal deel daarvan. Dit maak ons nie anti-Christiese mense nie. Hierdie sisteem sal volmaak word na die wederkoms van Jahwe, waarvan die bruid van Jahwe geen deel het nie, of so nie lieg die Bybel. En die woord sê, Titus in Hebreërs sê, dat Jahwe is geen mens, dat hy kan of sou lieg nie. Sal hy iets sê en dit nie waar maak nie. So die inplanting van die mikroskyfie op die regterhand en voorkop gebeur in Openbaring 13 vers 16 tot 18, en dan is die bruid al in die hemel. Dit is nie vir die bruid nie. Ons is in iets waar hy besig is om die sisteem te bou. Ons is deel, ons is proefkonyne, ons is deel van dit alles, as ek so sê. Ons lewe, maar ons lewe in die geopenbaarde woord. En dit is so belangrik om in die woord te lewe. Dit gaan die verskil maak. Of jy bereid is, en of jy nie gaan kerk wees. As jy kerk is, gaan jy agterbly. Dan gaan jou lewe moet koop met jou eie bloed. Die bruid gaan uitgehaal word. Die bruid gaan, Jahwe kom vir sy bruid. Die bruid gaan hemel toe, halleluja. Ons kom weer terug op wit perd, Openbaring 19 vers 11 tot 21. Hy sê, wanneer Jahwe op die wit perd verskyn, om te kom oorlog maak. Hy kom nie oorlog maak teen die anti-Christ nie. Toe hy aan die kruis gehang het, het hy al die oorlog gewen. Hy kom aarde toe, om sy voet op die olyfberg te sit. Sodat hy 1/3 van Israel, die oorblyfsels, the remnant of Israel. Kry my boek, Israel's Rapture. Dit was my doktorale graad gewees, wat ek in 'n boek oorgesit het, klompe jare terug. Wanneer hy sy voet op die olyfberg kom, wie kom saam met hom?
'n ontelbare skare op wit perde. Dis nie die bruid nie. Dis nie engele nie, soos die kerk jou leer nie. Dis die bruid, want hy sê hulle het wit, fyn, rein klere aan. Wie trek wit, rein, fyn klere aan? Want die dade van die heiliges is, die bruid is, as jy oorlog toe gaan. Wanneer hy met die swaard kom, hy kom nie oorlog maak nie. Die Bybel sê die swaard van geregtigheid sy mond, hy kom oordeele uitspreek oor die antichristiese mense, terwyl 1/3 van Israel weggerig gaan word. Soos wat die bruid verander word. So, dit is die wegraping, die harpacho vir Israel. Niks met die kerk te doen nie. Die kerk gaan deur die groot verdrukking. Die ouens wat nie die ewige lewe met hulle bloed gekoop het nie, hulle gaan nie 'n kans hê in daai groot verdrukking nie. Hulle is bestem vir die wit troon oordeel. Goed so.